Hartlik welkom by Leef die Woord. Dankie dat jy weer eens by ons aangesluit het. Hier by Leef die Woord wil ons graag die woord van die Here lees, leer en leef. En daarom is dit ook ons gebed dat jy sal ervaar dat die woord van God werk in ons wat glo. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof U en ons bring aan U die lof en die eer van U naam. Dankie Here vir U genade wat U so ruim oor ons oopmaak. Help ons om U genade na buite uit te leef. Open ons oor dat ons die skrifte sal verstaan en help ons om U waarheid te leef in ons wêreld. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou vra om saam met my te lees uit Handelinge 2 uit en ons gaan vanaf vers 42 lees. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en hulle besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoud van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ons het die vorige boodskap afgesluit deur mekaar aan te moedig en te herinner daaraan dat dit belangrik is om gasvry te wees en om in die gebed vir ons gesinne en vir ons gemeenskappe te volhard, om te bid dat die hart van God in ons harte sal ontwaak, sodat ons in ons gesinne en ook in ons gemeenskappe missionaal kan leef, sodat ons God se plan, God se liefde vir mense na buite toe kan uitleef. In ons gesinne is dit so belangrik dat ons sal leer om ons harte vir mekaar, vir ander gelowiges en ook vir mense in ons gemeenskap te verruim. Dit is God in ons gesinne en ons gesinne in ons gemeentes en in ons gemeenskappe om mense te bereik tot eer van sy naam. Vandag dink ons verder hieroor na. Wanneer ons aan huise dink, dan dink ons dikwels aan mure en vensters, aan 'n dak en aan 'n voordeur. En dit is hoe daardie struktuur lyk. Maar huise is baie meer as bloot nie die geboue wat ons kan sien. 'n Huis kan 'n veilige plek wees waarin God kan werk, waarin God in gesinne kan werk en waar God in 'n gemeenskap kan werk en ook 'n ruimte en 'n tuiste kan bied vir die groter Christelike geloofsgemeenskap. Die vroeë Christelike kerk het nie indrukwekkende geboue gehad waar hulle by mekaar gekom het nie. Die kerk het nie in kerkgeboue begin nie. Dit het in huise begin, dit het in mense se harte begin. Die evangelie het deur die oop deur van mense se huise beweeg en dit het deur oop harte gevloei om uiteindelik 'n gemeenskap te verander. Daarom lees ons in die woord van die Here, hulle dag vir dag eendragtig volhard en hulle het van huis tot huis het hulle beweeg en hulle was in guns by die hele volk gewees. Die reeks boodskappe wat handel oor die gemeente in jou huis, wil ons juis herinner daaraan dat God nie net belangstel op wat op 'n Sondag in 'n kerkgebou gebeur nie, maar dat hy elke dag besig is om agter ons voordeure in ons huise te werk. Die boek Handelinge wil ons juis daarop wys dat hier 'n belangrike patroon is om op te merk, dat God sy hart vir die mensdom oopgemaak het, dat gelowiges hulle harte vir mekaar en vir ander oopmaak en dat hulle deur dit te doen ook hulle huis, hulle harte sal oopmaak om die wêreld te bereik. So God maak sy hart oop en bereik ons gesinne, gesinne maak hulle harte vir mense oop en bereik so ons wêreld. En dit is steeds God se plan. Ons let eerstens op, God het sy hart vir die ganse mensdom oopgemaak.
Die ontstaan van die kerk spruit nie uit mense uit nie, maar uit die hart van God. En daarom is die missie van God ook iets wat uit die hart van God spruit. Dis nie 'n program wat ons uitgedink het nie. En dan moet ons byvoeg dat God sy hart verruim vir alle mense. Daarom is dit opvallend om in Handelinge op te merk wat die insluitende aard van God se werk is, om op te merk hoe toeganklik God tot die ganse mensdom is. En ons lees dit in Handelinge, dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered sal word, in Handelinge 2 vers 21. En dan sien ons verder in Handelinge, dat God geen aannemer van die persoon is nie, en dat elkeen wat in hom glo, vergifnis kan ontvang, dat elkeen wat in hom glo, deur hom regverdig word. In Handelinge word daar duidelik gesê, dat Jesus die lig vir die nasies is, en dat daar geen onderskeid getref word tussen mense nie, en dat mense oral hulle moet bekeer. Dit is die hart van God, dit is die boodskap van die kerk. Dit is wat jy en ek en die kerk van die Here Jesus Christus oral moet bekend maak, dat God sy hart oopmaak vir alle mense. Hierdie gedeeltes uit die boek Handelinge uit, dra 'n sterk getuienis van die uitnodiging van die evangelie, en dat dit universeel is, dat dit nie net vir sommiges of vir sekeres bedoel is nie. Christus se boodskap moet aan die ganse mensdom verkondig word, en niemand wat na hom toe kom, sal ooit uitgesluit word of weggewys word nie. En ons sien dat Jesus Christus dit self ook gesê het. Ons lees dit in Johannes 6 vers 37, toe Jesus gesê het, al wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. God hou nie sy voordeur toe nie. Hy sluit nie mense uit op grond van ras, kultuur, taal of verlede nie. Geliefdes, vriende, die kruis van ons Here Jesus Christus is die oopdeur waardeur sondaars verwelkom word, en waar elkeen dan hoor, welkom tuis. Die kruis laat die boodskap duidelik weer klink, dat God sy hart vir die ganse mensdom oopgemaak het, deur sy seun te stuur, en die evangelie uitnodiging is hard en duidelik, kom in. Die boodskap is duidelik, almal is welkom. Dit is omdat jy en ek reeds besef het, reeds beleef het, hoe God sy hart in Christus Jesus vir ons oopgemaak het, dat ons graag ons huis en ons harte se deure vir die mense in ons huis, vir die groter Christelike gemeenskap, maar ook vir ons gemeenskap wil oopmaak, sodat deur ons harte en deur ons huis die lewens van mense geraak en bereik kan word tot eer van God. Ja, ons moet ons harte vir mekaar oopmaak. In die eerste plek het ons opgemerk, God het sy hart vir ons oopgemaak, en daarom moet ons harte vir mekaar oopmaak. Ons moet ons harte oopmaak vir die persone in ons gesinne, maar ons moet ook ons harte oopmaak vir die groter Christelike geloofsgemeenskap, om in ons harte en in ons huise welkom te wees. Handelinge 2 beskryf nie bloot 'n gemeenteprogram nie, maar dit gesels oor hoe die huise en die harte van al die gelowiges vir mekaar oop was. Hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in gebede, maar hulle het nie net saam gebid en saam geleer nie, hulle het ook saam met mekaar geleef. Ons lees tog hulle dag vir dag eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis het hulle brood gebreek. Ons kan waarlik in hierdie woorde sien, dat daar diepte in hulle saamwees tot stand gekom het, van tempels af tot in huise, van aanbidding af tot in dieper verhoudings, van samekomste tot in dieper gemeenskap met mekaar. Kom ons wees waaksaam, liewe vriende, want ons wêreld het so oppervlakkig geraak. Om mekaar se telefoonnommers op ons slimfone te hê, beteken nie dat ons harte ook noodwendig vir mekaar verruim het nie, en dat ons in ons harte tot mekaar verbind is nie. Laat ons daarom ons harte vir mekaar verruim, vir mekaar in ons gesinne, maar ook vir mekaar in ons groter Christelike geloofsgemeenskap.
Die gemeente wat in jou huis begin juis wanneer mense veilig voel om eerlik te wees. Jou gemeente of jou gesin word 'n gemeente wanneer vergifnis makliker word as bitterheid, wanneer gebed natuurliker is as kritiek, wanneer mense nie bloot net welkom is in die sitkamer nie, maar ook in jou hele lewe welkom is. En hierdie openheid vra van ons 'n tipe kwesbaarheid, 'n tipe vulnerability. Dit gaan nie daaroor dat ons perfek is nie, maar dat ons tog ons harte verruim en dat ons kies om mekaar lief te hê en om mekaar te akkommodeer. En wanneer ons dit doen, dan word ons huise 'n veilige plek. Word ons huise daardie eerste gemeente wat ons lei en word ons huise ook 'n plek waar die groter Christelike geloofsgemeenskap veilig en welkom kan wees. So God maak sy hart vir ons oop. Ons maak ons harte vir mekaar in ons gesinne en ons groter geloofsgemeenskap oop, maar in die derde plek maak ons ook ons harte vir ander oop. In die boek Handelinge sien ons telkens hoe gewone mense hulle huise oopgestel het vir die evangelie, sodat die koninkryk van God uitgebrei kon word. Huise moet sendingstasies word. Die evangelie moet deur ons huise se voordeur beweeg. Ons dink dikwels dat sending iets is wat ver is en weg van ons af is. Maar in Handelinge kan ons baie duidelik sien dat sending dikwels begin rondom 'n etenstafel, wanneer brood gebreek word en dinge in eenvoud van hart saam met mekaar geniet word. Dit is dan wanneer ons huise 'n plek word waar mense Jesus kan leer ken, waar kinders kan leer bid en die vrymoedigheid aanleer om oor God te gesels, waar vreemdelinge welkom kan voel, alleen mense kan voel hulle word deel van 'n familie, jong gelowiges gedisipel kan word, die woord van God oopgemaak kan word en God se hart ontdek kan word en uitgeleef kan word. So kan gasvryheid 'n manier word hoe mense vir die koninkryk van God, van lig en van lewe bereik kan word. Julle sien, vriende, gasvryheid is nie net 'n geestelike gawe wat vir sommige gelowiges gereserveer is nie. Dit is 'n leefwyse wat pas en wat behoort by elke kind van God. Daarom leer die goeie woord van die Here ons in Romeine 12 vers 13 dat ons moet streef na gasvryheid. Hebreërs 13 vers 2 sê vir ons die gasvryheid moenie vergeet word nie. En in 1 Petrus 4 vers 9 sê dit dat ons gasvry moet wees sonder om te murmureer. Ons moet ons harte vir mekaar verruim, vir mekaar in ons gesinne, vir die groter geloofsgemeenskap, maar ons moet ook ons harte verruim, die voordeur van ons huise oopmaak, sodat die gemeenskap bereik kan word. Maak jou lewe en jou huis beskikbaar. Dit is die boodskap van Handelinge wat jou en my ook vandag tref. Wanneer huise oopgaan, dan kry die evangelie voete. Dan kry die evangelie 'n vasstrapplek. Daarom, wanneer ons huise se voordeure oopmaak vir die geleenthede wat die evangelie vra en wat die evangelie bied, is dit uiteindelik 'n uitdrukking van die oop arms van Christus wat vir mense sê, welkom tuis. Luister, ons wêreld het nie net gewoon eenvoudig die hoor van kerk of die kennis neem van gemeentes nodig nie. Die wêreld het nie nog 'n program nodig nie. Die wêreld het ook huise nodig, huise waarin Jesus woon. Huise waar genade en barmhartigheid heers. Huise waar die waarheid gepraat kan word en dit vrylik gedoen kan word in alle liefde. Huise waar liefde sigbaar is. Huise waar mense welkom is. Huise waar mense tuis kan voel. Huise wat soos klein gemeentes in ons gemeenskappe funksioneer. Die boek Handelinge wys ons keer op keer dat God se koninkryk nie hoofsaaklik in groot geboue versprei was nie, maar eerder in huise.
onder mense wat saamgekom het en oor Christus gesels het en ander uitgenooi het en nie skaam of bang was nie, maar groot vrymoedigheid gehad het om die evangelie te verkondig. Die kerk het begin toe God sy hart oopgemaak het. Dit het gegroei toe gelowiges hulle harte vir mekaar oopgemaak het. En dit het die wêreld verander toe gewone mense die voordeure van hulle harte en van hulle huise vir die wêreld oopgemaak het. Daarom wil ek jou aanmoedig. Kom ons let weer op hierna en aanmoedig om dit deel van onsself te maak. God in ons gesinne in die gemeenskap om saam met ander gelowiges 'n impak en 'n invloed te hê tot die eer van God se groot naam. Ja, waarlik, daar is 'n gemeente in jou huis wat God so geplaas het, strategies geplaas het om 'n gemeenskap te bereik. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat U hart vir ons oopgemaak het. En toe ons harte vir U boodskap en vir U oopgemaak het, Here, dat U ons harte kom verruim het, dat U ons die kapasiteit kom gee het om waarlik lief te kan hê. Help ons dat ons lewe leef soos geopende deure, sodat mense welkom kan wees. En die kosbare boodskap van die liefde ook hulle harte en hulle lewens kan raak, kan bereik en kan verander. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen.